Baie welkom aan elkeen van u vanmôre hier. Dit is vir my 'n baie groot voorreg om die woord van die Here aan u te bring. Ek dink as ek reg onthou, is dit nou die 23 jaar wat ek betrokke is met die prediking wat ek uithelp wanneer die dominee weg is. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg om dit elke keer te doen. Die woord wat ek vanoggend aan u gaan bring, vriende, ek het baie geworstel daaroor. Ek het 'n ander boodskap gehad wat baie makliker was om te bring. Maar ek glo die woord wat ek vir u wil bring vanmôre, het die Here op my hart gelê. En ek vertrou dat dit vir u tot groot seën sal wees. Nou, ons diens gaan nou so verloop. Ek gaan nou maar vir Ali overrule. Ek gaan nou 'n gebed doen, dan gaan ek die skriflesing doen en daarna gaan ek aan u die boodskap van die Here bring. Kom ons bid net saam en ons vra sy seën. O Here, God Almagtig, u sê op hierdie een sal u let, op hy wat bewe vir my woord. Here God Almagtig, ons is so dankbaar dat ons vanmôre hier saam kan wees rondom hierdie woord van u. U die Almagtige God wat ons die voorreg gee om uit u woord te lees en dit te oordink en in u naam saam te kom. Here, u is groot, u is almagtig. Ons aanbid u, ons buig ons voor u neer. Die almagtige God, tot en deur wie alle dinge is. U het alles geskape, u onderhou dit, Here, u die almagtige. U het geen grense nie. Here, u is tydloos. Ons kan u nie beskryf nie, Here. Ons as mens is te klein. En daarom buig ons voor u, o God, en ons aanbid u as ons God en Here. Dankie, Here, dat u na hierdie wêreld gekom het in die persoon van Jesus Christus, u seun. Wat kom sterf het hier, Here, wat gelei het vir ons sonde, sodat ons deur hom kan lewe. Dankie, Here, dankie. Dankie vir die Heilige Gees wat u gestuur het om in ons te kom woon, om ons te lei in die waarheid. Want Here, ons sou nie alleen hierdie pad van God kon loop op aarde nie, maar u het vir ons so wonderlik voorsien om die Heilige Gees vir ons te gee, om in ons te wees. Here, dankie dat u na harte kom en klop en ingang vra, dat u nie behaag het in die dood van 'n sondaar nie, maar daarin dat almal gered word. Dankie, Here, u is wonderlik, o God, ons aanbid. Here, ons wil bid vir hierdie gemeente, dat hierdie gemeente 'n gemeente sal wees wat 'n lamp sal wees op 'n voetstuk, wat sy lig laat skyn, Here, dat hierdie gemeente waarlike gemeente sal wees van waar die evangelie van ons Here Jesus Christus sal uitgaan en u alleen verheerlik sal word. Here, ek gee my nou in u hand. Here, u weet, u ken my hart. U weet, ek is nie in staat om hierdie woord te bring anders as deur die Heilige Gees. Want dit is die Gees alleen wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Daarom bid ek, Here, en ek kyk op na u en my verwagting is op u, dat u, Here God, die leiding sal neem en sal spreek, want die woord is die swaard van die Gees. Alleen die Gees kan hierdie swaard gebruik. Ons loof u, ons prys u, Here, en ons bid dat u alleen vanmôre
verheerlik sal word. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou vriende, ons gaan saam lees uit 2 gedeeltes. Die eerste is 1 Timoteus 4 vanaf die 6de vers. 1 Timoteus 4 vanaf die 6de vers. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat die behouder is van alle mense, in besonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profete met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Tot sover. En dan wil ek net uit Matteus 7 ook 'n paar verse lees. Dit is 'n gedeelte waaroor ons nie baie praat nie, en waaroor ons seker ook nie baie prediking hoor nie. Maar ek wil graag in die boodskap hierdie twee saambring, om vir u baie duidelikheid daaroor te gee. Vers 21 van Matteus 7. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai teen daardie huis en aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondamente was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het geval en sy val was groot. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En nie soos die skrifgeleerdes nie. Tot sover, vriende, uit die woord van die Here. Die teks waaroor ek met u wil praat in besonder is hierdie een uit 1 Timoteus 4 vers 7. Oefen jou in die godsaligheid. Oefen jou in die godsaligheid. Nou vriende, die mens bestaan
uit 3 dele, om dit nou dele te noem. Dit is siel, of eers gees, siel en liggaam. Gees, siel en liggaam. Ons lees daarvan in 1 Timoteus, of 1 Tessalonisense 5 vers 22. Skryf Paulus, en mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Gees, siel en liggaam. Hebreërs 4 vers 12, wat praat oor die woord van die Here, lees so. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Daar is dit weer, gees, siel en liggaam. Nou kom ons praat nou oor elkeen van hierdie eers, oor die gees. Dit is die diepste innerlike van die mens. Hier diep in jou. Die Godbewuste deel in ons. Dit is waar die Heilige Gees kom woon, wanneer ons weer gebore word. Dan neem hy sy intrek hier in ons diepste by ons gees. En dan word ons kind van God. Nou hierdie gees van ons, hier diep, bly altyd onrustig, totdat hy rustigheid vind, wanneer God sy skepper daar kom woon. Ek kan onthou as 'n jong seun daar in die berge waar ons groot geword het ek al van my kinderjare af geloop met die begeerte in my, die onrustigheid in my en die begeerte in my. Ek wou graag seker gewees het dat as ek eendag sterwe, dan sal ek by die Here wees. En daar het baie dinge gebeur met my wat hierdie aangehelp het. En dit was toe ek op hoërskool in die koshuis kom, daar die eerste jaar, daar binne die eerste paar maande, wat iemand in die kamer ingekom het, terwyl ons al in die bed was, en vir ons kon sê het, so moet julle maak as julle wil kind van die Here word. En toe hy dit sê, toe weet ek, dit is waarna ek altyd gesoek het, maar ek kon dit nooit vind nie. Hier sê die man nou vir my, hoe ek by die Here Jesus kan uitkom. En daardie aand het ek daar in my bed my kop toegetrek, ek het dit al voorheen ook vir u vertel, en daar het ek vir die Here Jesus gevra, om toch in my hart in te kom, en my sy kind te maak. En die trane het van my oë afgeloop, daar onder die kombers, maar die volgende dag, toe weet ek is 'n ander mens. Ek is 'n ander mens, toe weet ek, die Here Jesus het in my hart ingekom. En daar het 'n herlewing in die koshuis ontstaan, as gevolg van daardie wat met my gebeur het daar. En ek prys die Here daarvoor. Dit is nou al 71 jaar gelede, en dit is vir my nog vars in my geheue. Die Gees van God kom woon in ons, en hy getuig saam met ons gees, dat ons 'n kind van God is. Vriende, dit is wonderlik. Ons hoef nie te raai nie, ons hoef nie te twyfel nie, ons hoef nie te wonder nie, die Gees van God kom in ons gees woon, en hy word een met ons, en hy sê vir ons, jy is nou 'n kind van God. Ons moet daardie versekering hê. 'n Mens kry so baie mense wat so twyfel, hulle weet nie of hulle saak reg is by die Here nie. Vanuit my gees lewe ek vir God. Wanneer die Here hierdie gees van my wederbaar, en hy lewe, dan lewe ek vir God vanuit my gees. Daaruit
is ek in kontak met hom. En daaruit aanbid ek hom. Daaruit aanbid ek hom. Daaruit wandel ek met hom. Het ek 'n verhouding met hom. Uit niks anders as uit my gees nie. My gees hier diep binne in my. Ons lees in Johannes 4 vers 23 sê Jesus aan die Samaritaanse vrou. Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. In gees en in waarheid sal aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Vriende, jy kan baie gou hoor as iemand bid, of hy in gees bid of nie. God wil hê ons moet hom so aanbid, want hy is gees. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ook die gees ons swakhede te hulp. Dit is nou God se gees. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees tree vir ons in met onuitspreeklike versigtinge. God het hierdie gees hier binne in ons geskape om 'n verhouding met ons te hê. En daarom sê hy, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Is een gees met hom. Deur die gees openbaar God hom aan ons. Praat hy met ons. Hier binne in ons, hier binne in ons. Daar woon sy vrede. Vriende, het jy al opgemerk dat baie dinge kan buitekant verkeerd gaan. Baie dinge kan met jou verkeerd gaan. Maar dan jy nog altyd die vrede van God hier diep binne in jou hart. Dit word nie versteur nie. Die Bybel noem dit die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Filippense 4 vers 7. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Mense kan nie glo dat jy nog soveel vrede het ten spyte van alles wat in en om jou gebeur het nie. Ek vra graag vir u. Het u daardie vrede hier binne in u hart? Het u daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan? Ervaar u dit elke dag of nie? Toe Adam en Eva, ons lees daarvan in die begin van die Bybel in Genesis. Toe God Adam geskaap het hy hom 'n lewende siel gemaak. Hy het in sy neus gehad en die asem van die lewe geblaas. En hy het vir Adam gesê, van al hierdie bome in hierdie paradys mag julle eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad mag julle nie eet. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sterwe. Sal jy sekerlik sterwe. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En Adam en Eva het geëet. En hulle het gesterwe. Geestelik. Geestelik. Voor dit het hulle 'n wonderlike verhouding met God gehad. Die Here het in die aandwindjie gekom en gesels met hulle. 'n Wonderlike verhouding. Maar toe hulle van daardie boom eet, toe hulle sondig teen God, ongehoorsaam is, toe is daardie verhouding verbreek. En die eerste ding wat hulle doen, hulle kruip weg vir God, hulle wil hom nie sien nie. Hulle wil hom nie sien nie. Hoekom nie? Omdat hulle gesondig het, en omdat hulle gees hier binne-in het dood gegaan, het gesterwe. Vriende, baie jare later, toe skryf Paulus aan die Efesiërs, en julle wat het hy lewend gemaak wat dood was.
Julle het hy lewend gemaak wat dood was. Daar waar Adam en Eva sy siel of sy gees gesterwe het. Hulle verhouding met die Here afgesny was. Hier sê Paulus aan die Efesiërs, as hy skryf, en julle het hy, dit is Jesus, lewend gemaak, julle wat dood was, deur die misdade en sondes. Daar kon die gees van die mens weer lewend word. In vers 4 en 5 lees ons, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Lewend gemaak, saam met Christus, soos Christus uit die dood uit opgestaan het, so kan ons ook nou weer opstaan in 'n nuwe lewe. Julle wat dood was, het hy lewend gemaak. Vriende, kan nie glo wat 'n voorreg is dit vir ons in hierdie tyd waarin ons lewe. Dat ons kan lewend raak, ons gees kan lewend raak, deur Jesus Christus ons Here. In Johannes 5 vers 24 praat Jesus met die mense en hy sê, voorwaar, en as Jesus sê voorwaar, dan beklemtoon hy 'n baie belangrike saak. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Uit die dood in die lewe. Hy wat in Jesus glo, gaan oor uit die dood in die lewe. Jou gees kom weer tot lewe. Kom weer tot lewe. Die volgende teks sê, voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor. En die wat het gehoor het, sal lewe. Die wat het gehoor het, sal lewe. Ons gees moet weer lewend gemaak word. En God alleen kan dit doen. Die mens se gebroke verhouding met sy Skepper moet weer herstel word. En dit is wat Jesus kom doen het. Hy herstel dit deur die wedergeboorte, deur die mens se gees wat weer lewend word. Ek het eendag so mooi, ek weet nie of het 'n illustrasie of 'n werklike storie was nie, maar gehoor van 'n pa en 'n seun wat stry gekry het. En die seun is weg van die huis af, hy het nooit weer huis toe gekom nie. Daar was 'n lang onvriendskap of rusie of wat ook al tussen hulle, verwydering. En toe op 'n dag het die moeder baie siek geword. En dit was duidelik dat sy sou sterwe. En toe het hulle moeite gedoen en hulle het die seun laat kom en hulle die pa laat kom. En daar by die sterfbed van die moeder het die pa aan hierdie kant gestaan en die seun het aan hierdie kant gestaan. Toe het die moeder met haar laaste kragte die hand van die vader geneem en so oor haar bed gebring. En toe het sy die hand van die seun gevat en so gebring tot in die hand van die vader en daar het hulle weer versoen geraak. Daar het hulle weer versoen geraak in haar dood. Die Bybel sê vir ons dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Aan die kruis op Golgotha het Jesus die hand van die Vader gebring. En toe het hy die hand van die gevalle mens gevat. En daar in sy dood, in sy kruisdood,
is God en die mens met mekaar versoen. Daar het hulle weer vrede gemaak. Dit was 'n wonderlike gebeurtenis. Die gees van God maak ons gees weer lewend, om weer in 'n verhouding met hom, met die Here God te leef. Om weer in 'n verhouding met die Here God te leef. En dit bring 'n geweldige motivering in ons gees. Vriende, dit is 'n groot verandering in die lewe van 'n mens. As die Here God deur sy gees in jou gees kom woon, hier binne in jou hart, soos ons dit noem, dan bring dit 'n groot verandering in jou lewe. Ek kan onthou wat 'n groot verandering dit in my lewe gebring het. En toe ek na skool bietjie afgedwaal het van die Here af, toe het hy my in 1975 weer op 'n kragtige wyse teruggebring. En ek kan onthou wat 'n geweldige verandering dit in my lewe gebring het. Ek het 'n hele nuwe mens geword. Daar het 'n vuur in my hart gebrand. Ek wou die woord van God uitdra. Ek wou net met mense praat. Daar was lewe hier binne in my. As die Here God jou gees wat dood was, lewend maak, dan sal en dan moet dit 'n verandering in jou lewe bring. Jy kan nie dieselfde weer wees nie. Jy moet 'n ander mens word. Daarom sê 2 Korintiërs 5 vers 17, alles het nuut geword. Alles het nuut geword. Dit is onmoontlik dat die almagtige God sy intrek in 'n mens kan neem en niks met jou gebeur nie. Jy word net 'n ander mens. Jou mond gaan oop, jy praat van God, jy getuig, jy dra sy woord uit. Jy het 'n afskie in sonde. Jy word net anders. Ek praat so 'n paar dae gelede met my broer op die rus. Hy het 16 jaar gelede kragtadig tot bekering gekom. Ek het al vir u van hom vertel, maar net terwille van die mense wat nou nie gehoor het nie. Hy was maar 'n bierdrinkende polisieman gewees. Maar toe wil hy aansluit by die EG Kerk op Oudtshoorn. En toe vra die predikant vir hom, is jou saak met die Here reg? Toe sê hy, nee, dominee. En daar het God begin met hom gewerk. En die dag of 2 daarna, toe is daai man 'n nuwe mens. Hy sê vir my nou die aand. Hy sê, weet jy, ek wonder wat sou gebeur het as ek daardie dag toe die predikant vir my vra, is jou saak met God reg, as ek sou gesê het ja, terwyl dit nie reg was. Hy sê, ek is so bly ek het vir hom gesê, nee dominee, my saak is nie reg nie. Maar toe kon God met hom werk. Dan is daar die siel van 'n mens. Die siel is dit is die eie ek, dit is die identiteit, hierdie mens wat ek is, my persoonlikheid, my wil, my intellek, my karakter, maar ongelukkig ook die woonplek van die sonde. Die siel wat in beheer is as my gees nog dood is. As my gees nog nie lewend geword het, dan beheer my siel my lewe. Hy is in beheer. 1 Korinte 2 vers 14 sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van God nie aan nie, want dit is vir hulle dwaasheid en hulle kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. 'n Mens wie se gees nog nie lewend gemaak is nie, hou nie van die dinge van God nie. Hy hou nie daarvan dat jy met hom praat oor die Here nie. Hy hou nie van Bybel lees nie. Hy hou nie van daardie dinge nie. Want hy kan dit nie verstaan nie. Omdat die dinge geestelik beoordeel moet word. Die derde is die liggaam.
dit is wat ons kan sien, waarmee ons beweeg, waarmee ons kan voel en dinge doen. Die liggaam wat 'n tempel is, of word van die Heilige Gees wat in ons kom woon, volgens 1 Korinte 6 vers 19. Ons liggaam wat 'n meesterstuk is, deur God geskape. Vriende, hierdie liggaam is 'n meesterstuk, deur God geskape. Maar hierdie liggaam keer terug na die aarde, na die stof waaruit dit gemaak is, en dit keer terug tot stof. Ons kan hom maar mooi hou soos ons wil. Hy keer terug om weer stof te wees. Die lewendmaking van die Gees werk deur die Gees, werk deur na die siel en na die liggaam. As my gees lewend gemaak word, dan werk dit deur na my siel en na my liggaam. En ek word 'n ander mens, ek loop op 'n ander pad, ek praat anders. Nou begin my wandel in die Gees. Die vrug van die Gees begin wys in my lewe. Nou is ons op die pad van heiligmaking. Dit bring 'n groot verandering in ons lewe. Vriende, ons moet dit nooit vergeet nie. Dit bring 'n verandering in my lewe. As iemand vir jou sê hy het tot bekering gekom, dan moet hy die verandering wys wat het in sy lewe gebring het. Nou vriende, nou is dit 'n uiters belangrike saak. Die mens wat nog sonder die wedergeboorte is, hy ondergaan nie hierdie diep verandering in sy lewe nie, omdat hy nog geestelik dood was. Hy kan nie vir God lewe nie. Mens kan nogtans 'n mooi lewe uiterlik. Jy kan 'n baie ordentlike mens wees, goed lewe na buite, maar jy mis daardie kontak met God. Jy het nie die getuienis van die Heilige Gees binne in jou nie. Jy het nie daardie getuienis nie. Ons lees in die Bybel van daardie ryk jong man. Hy het na Jesus toe gekom en hy het gevra, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, onderhou die gebooie, ons ken daardie gedeelte. Hy sê, maar hy het dit onderhou van sy jeug af. Hy was 'n mooi man, hy was 'n ordentlike ou, hy het goed gelewe, uitstaande gelewe. Maar toe Jesus vir hom sê, nog een ding kom jou kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes, kom hier en volg my. Toe het hy bedroef weggestap. Hoekom? Daardie lewe van hom het nie uit die hart gekom nie. Op sy hart en sy gees was daar iets anders op die troon, en dit was sy besittings. Sy mooi lewe het hom niks gebaat nie. En ek dink toe hy die volgende dag in die kerk weer, in die tempel inkom, het almal weer gesê, daar kom daar die oulike jong man in. Maar van Jesus af het hy weggestap, omdat hy nie bereid was om sy hart te gee nie. Ons lees van die man sonder die bruilofskleed. Hy wat in die bruilofsaal ingekom het met sy eie kleed, wat gelyk het net soos die ander mense. En hy het gesê, die koning sal seker bly wees, ek het opgedaag. Ek het nou nie 'n ander kleed aan nie, ek het my eie, ek het my nie laat was nie, ek is skoon genoeg. Die koning behoort tevrede te wees met my. Maar toe die koning inkom, toe sien hy onmiddellik daardie man raak sonder die bruilofskleed. En hy het vir hom gesê, hoe het jy hier ingekom? En vir sy diensknegte gesê, gooi hom uit. Hier in Matteus 7, wat ons gelees het, die mense sê, die Here Jesus sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here het ons nie dit gedoen en ons nie dit gedoen, geprofeteer nie. Dan sal ek vir hulle sê,
ek het julle nooit geken nie. Hoekom? Hoekom? Weet jy hoekom? Hulle godsdienst was aan die buitekant. Nie in die hart nie. Nie in die gees nie. Hulle gees was dood. Dis eenvoudig waarom Jesus sê, ek ken julle nie. Ten spyte van al die goeie goed wat julle gedoen het. Ek soek jou hart. Die Here sê vir ons, ek gee my jou hart. Hy soek jou hart. Jesus het ook gesê, breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daarop gaan. Daar is baie wat daarop gaan. Hy het ook gesê, baie sal probeer om in te gaan, maar hulle sal nie in staat wees nie. Hulle sal nie in staat wees nie. Hoekom nie? Want hulle harte was nog verkeerd. Hulle gees was nie lewend nie. Vriende, toe ek hierdie gedeelte hier neerskryf, toe kom het by my op, ons gaan die hemelpoort net in aan die hand van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat by my, in my is, hy neem my daarin. Ek kan nie alleen daarin gaan nie. Ek is nie in staat nie. Baie lewe vandag mooi lewens. Hulle sê ook ek glo, maar sonder 'n hartsverandering. Hul gees is nog net so dood. En vriende, weet jy, daar is so baie van ons mense wat deur die jare aangeneem is in die kerk. Groot groepe jong mense. En dan word hulle aangevraag, word vir hulle gevra, glo jy? Glo jy? Ja, dominee, ja, dominee. Ek glo. Maar dis aan die buitekant. Ek sê nie almal is so nie, maar as aan die buitekant, dan word daai kinders weggestuur. Jy's nou 'n kind van die Here. Maar hulle hart is nie daarin nie. Hulle hart het nie verander nie. Hulle het dit net met die mond gesê. Dit is so jammer, nou lewe hulle lewe lank. Ek kom baie by ouerhuise. Hulle lewe lank met die idee, ek is 'n kind van die Here, want die dominee het dit gesê. Maar die binne het die gees nooit lewend geword. En jy kan sommer voel as jy met hulle praat. Hulle praat met hulle mond, hulle praat nie uit hulle hart uit nie. Hulle lewe in hulle sielsarea. En hulle het hulle bekeer in hulle sielsarea. En daarom is daar geen geestelike groei by daardie mense nie. Hulle raak net weg. Hulle word voorgestel die Sondagoggend in mooi klere en daarna word hulle weg. Hulle kom nie weer in die kerk nie. Nou die dag by 'n sekere kerk 12 mense voorgestel, 12 jong mense. Die volgende Sondag was daar, ek dink 3 in die kerk. En die Sondag daarna was daar niemand nie, of net 1 en toe was daar niemand nie. Hoekom? Weet jy hoekom? Die hart het nie verander nie. Die bekering was nie uit die hart uit nie. Jy moet dit uit die hart uit doen. Jou gees moet lewend word. In Jeremia 29 vers 13 sê die Here, deur die profeet, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my, 'n aangeleerde mensegebod. Die Here sê, hulle eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my. Hulle hart is ver van my. Vir 'n tydjie gaan dit met so iemand goed. Ek het dit baie teëgekom, vriende. Ek was jare lank in geestelike werk. Dan bekeer die mense, hulle gaan vir 'n maand of 2 of 3 goed. En dan val hulle maar weer terug. Hoekom? Nooit lewend geword hier binne nie. Die hart het nie verander nie. Die Bybel sê vir ons, die droefheid volgens die wil van God bewerk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. 2 Korintiërs 7 vers 10.
Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees. 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Vriende, hoekom is ons mense so huiwerig om gebroken na God te kom? Om verlossing te soek. Hoekom skram ons weg van gebrokenheid, van trane, van droefheid? Is ons dan nie spyt oor ons toestand nie? Begeer ons dan nie dit wat God ons bied nie? Maar nou, as my gees lewend gemaak is, my lewe deur God verander is, wat is nou my verantwoordelikheid? 'n man sê nou die oggend vir my, ek dink hy is 78 jaar oud. Hy is so moedeloos. Hy sê vir my, weet jy, ek weet nou nog nie wat my doel is, wat my lewensdoel is, wat die Here met my wil gedoen het. Weet dit nou nog nie. Dit is 'n jammerlike toestand om te wees, as ons nie weet hoekom God ons lewend gemaak het, as ons doelloos deur die lewe gaan. God red my met 'n doel. Hy gee vir my 'n gawe of gawes om daarmee te woeker. En eendag sal ek voor hom staan en sal hy vir my vra, dit het ek vir jou gegee, wat het jy daarmee gedoen? Dit het ek vir jou gegee, wat het jy daarmee gedoen? Ons het die gelykenis van die talente en die ponde in die Bybel. Vriende, as ons daar moet staan voor die lewende God, wat vir my 'n talent of talente gegee het, en ek moet sê, Here, hier is dit toegedraai in 'n doek, ek het daar niks meer gedoen nie. Hoe verskriklik sal dit wees? God doop ons met die Heilige Gees en met vuur. Hy gee vuur in ons hart om te doen wat ons moet doen. Paulus, toe hy op die pad van Damaskus daar voor die Here neerval, toe vra hy, die eerste wat hy vra is, Here, wat wil U hê moet ek doen? En nou skryf Paulus aan die jong Timoteus. En hy sê vir hom, oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Oefen jou in die godsaligheid. Die rugbyspelers, ek sien hulle sê deesdae, hierdie ouens se kondisie is nog nie reg nie. Hy moet gekondisioneer word. Hulle laat hom oefen. Hulle laat hom eet die regte goed. Hulle doen hulle uiterste bes. En wanneer hy sy kondisie reg is, dan sê hulle vir die keerders, nou kan julle hom kies. Sy kondisie is reg. Hy's fiks, hy's gesond, reg vir die ding. Toe ek by die bank gewerk het, toe was ek daar op Hoersley by 'n man. As 'n jong man gewees, hy daar gesit in 'n ou kantoortjie. En as ek by hom kom, het hy altyd vir my gevra, jongen, jy nie daar vir my 'n job by julle nie. Jy kan gesien dat hy wil graag vooruit gaan. En op 'n dag het Sanlam hom aangestel. En dit was nie lank nie, toe het hy baie gevorder by Sanlam, en toe was hy later 'n streekbestuurder. Maar hy was ook 'n goeie golfspeler, baie goeie golfspeler, wat nou mooi ingepas het by sy werk. En toe aan hom gevra is, wat is jou geheim? Hoe het jy so 'n goeie golfspeler geword? Toe sê hy, ek het elke dag 1000 balletjies geslaan. Geoefen, 1000 balletjies. Vriende, dit is wat die wêreld doen. Hulle oefen, hulle oefen. Jy moet oefen om iets goed te doen.
wanneer God ons lewend maak, moet ek oefen sodat ek bekwaam en nuttig kan wees in sy diens. Oefen jou in die godsaligheid. Ons sal oefen vir die Comrades, ons sal oefen vir 'n rugbywedstryd. Hoekom wil ons nie oefen in die godsaligheid om van ons 'n beter en 'n sterker Christen te maak? Toe ek by die bank gewerk het, het ons kursus op kursus op kursus gedoen. Hoekom? Sodat ons kan beter en beter en beter word. Iemand het gesê, ons gaan nie op 'n gemakstoel in die hemel in nie. Ons is hier om te werk, om te oefen, sodat ons beter kan werk. Die Heilige Gees gebruik my gees as 'n voertuig om die lewende water by die mens te kry. As my gees swak is, dan benadeel ek die werk van God. Luister vriende, as my gees swak is, as hy nie geoefen is nie, dan benadeel ek die werk van God in en deur my. Is dit nie omdat, dalk die rede, hoekom so baie mense sê, ek sien nie hiervoor kans, of ek sien nie daarvoor kans. Hulle is nie geoefen in die dinge van God nie. Daarom sê die persoon, hier is die pond of wat u my gegee het, ek het niks daarmee gedoen nie. Ek het dit in die grond begrawe. Ek was onfiks, ek was 'n onfiks Christenmens. Nou wil ek net klaar maak, maar ek wil net vir u dit sê, hoe oefen ek my nou in die godsaligheid? Hoe oefen ek my? Hoe raak ek geestelik fikser? Die eerste is my omgang met die woord van God, met die Bybel. Die Bybel, die teks sê in Psalm 119, vers 11, ek het die woord in my hart gebere. Ek moet die woord van God in my hart bere, ek moet dit lees, ek moet dit bestudeer, ek moet dit eet. Dit is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. En is deel van die wapenrusting van God, van die Heilige Gees in my. En vriende, onthou net, die Heilige Gees kan nie uit my tekste uit die Bybel voortbring as dit nie daar ingegaan het. Ek moet sorg dat die tekste in my ingaan, sodat die Heilige Gees dit weer uit my kan uitbring. Wanneer ek in diens van die Here is, wanneer ek met mense praat, wanneer ek iemand wil bemoedig, wanneer ek iemand wil berispe, die Heilige Gees bring net daar die skrif uit wat in my ingegaan het. So ek kan nie laat slap lê nie. Ek moet die woord van God bestudeer. Die tweede ding, my gebedslewe sal sterker wees wanneer my gees sterker geoefen is. Ek sal beter wees in my gebed. Gebedslewe is 'n arbeid. Gebed is 'n arbeid. Dis nie maklik nie. Maar hoe fikser ek is, hoe beter sal ek bid en intree vir mense wat ek moet intree voor. Die volgende is my omgang met mense. Ek maak myself fikser as ek met mense praat. Mense uit die Bybel, mense oor hulle geestelike toestand. Dit maak 'n groot verskil. My dogter sê vir my nou die dag, daar van Bedaarsdorp, dat iemand, sy gaan Woensdae na die hoërskool toe, so vir 'n pouse, vir 'n groepie, wat daar wil by mekaar kom. En die spesifieke oggend, nou, sy maak beurte met 'n ander vrou, toe bel die vrou en sê, weet jy, ek kan nie nou na die skool toe gaan nie, wil jy nie gaan nie? En sy is nie voorbereid of niks nie. Maar sy sê, ja, ek sal gaan.
En sy sê net, Here, nou moet U vir my help asseblief. Sy bel my, sy sê vir my, dit was 'n wonderlike belewenis. Toe sy begin praat, toe neem die Here oor en sy praat met die kinders en hulle het geluister, dit was so geseënd. Maar wat meer is, later, toe lei haar foon, toe is dit een van die telemarketers, jy weet, ons noem hulle as telemarketers. En gewoonlik sê sy, druk sy die dood. Maar daai oggend, na daai wonderlike ondervinding by die skool, sê, mamma, wag 'n bietjie, ek gaan met die een praat. En die een wil aan haar assuransie verkoop. Sy sê, meneer, ek het nou nie dit nodig nie, maar ek het vir jou assuransie. Ken jy die Here Jesus? Sy hoor eintlik hoe die ou daar ruk aan die ander kant. Sy praat toe met hom. Nou vriende, dit wys jou net. Toe sy nou gaan na die skool toe. Sy het gegaan, eintlik moes sy nee gesê het, want daar was nie tyd, maar sy het gegaan. En toe sy sommer fiks om met hierdie ou te praat. Nee. Toe loop die een ding op die ander uit. Ons moet ons fiks maak. Hoe lyk 'n mens? Hoe lyk 'n mens wat nie fiks is? Hebreërs 5 vers 12 sê, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Julle moes al leraars gewees het, maar omdat julle nie geoefen het in die godsaligheid nie, moet 'n mens nou nog vir julle melkkossies aangee. Ons kan dit anders stel. Julle moes al in 'n tyd gewees het. Maar nou sit jy nog in Lognerhof in standaard 2 of graad 2. Jy het nie ontwikkel nie. Jy het nie geoefen in die godsaligheid nie. God kan jou nie gebruik nie. Vriende, dis 'n baie treurige toestand om in te wees. Ek vat nou vir Ali Benson hier, so sit die ou. Hy bring deesdae die boodskap en dit is regtig tot groot seën. Maar dit het lank gevat voor iemand vir hom gesê het, kom. En toe hy eers begin, toe die oefening eers begin, toe gaan die verbetering. En nou kan 'n mens sien hoe dit vir hom tot voordeel was, hoe het hy gegroei. Maar hy kan nou 'n seën wees vir ander en hy kan die woord van die Here uitdra. Die geestelike landskap is vandag besaai met die wrakke van huise van mense wat begin bou het. Maar hulle het opgegee en moeg geword. En nou staan die onvoltooide geestelike huise daar. Die mens het onfiks geword, hy wil nie meer bou nie. Hy sit rond doelloos, terwyl die onkruid die fondasies oorgroei. Dit is die geestelike landskap vandag, omdat kinders van God nie fiks is, nie geoefen is in die godsaligheid. Vriende, wat 'n jammerte. Net ter afsluiting. In Levitikus 6 vers 13 lees ons hierdie. Dit is God sê vir Moses, jy moet vir Aaron en sy seuns dit sê. Vuur moet gedurig op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Vers 12,
Maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek. Die vuur op die altaar het God aan die brand gesteek. En hy sê dat Aaron en sy seuns moet toesien dat daai vuur nie doodgaan nie. Dit moet altyd aan die brand gehou word. Daar moet altyd hout opgesit word. Dit mag nie doodgaan nie. God steek 'n vuur in ons hart aan die brand. Wanneer hy ons gees lewend maak. En hierdie vuur moet ons nie laat doodgaan nie. Ons moet nie lui word of onfiks nie. Ons moet elke dag hout op hierdie vuur sit, dat hy aan die brand bly. Maar hulle het gegaan en hulle was laks, die seuns van Aaron, en hulle die vuur laat doodgaan. Toe bring hulle vreemde vuur, nie die vuur wat God voorsien het nie. En die Here het hulle getref en hulle het gesterwe daar voor die altaar. Onfiksheid bring luiheid, vriende. Ek doen dan nie wat ek moet doen nie. Laat ons dit leer vanoggend. Dat ons moet fiks wees in diens van die Here. Ons moet oefen in die godsaligheid, sodat ons meer en beter bruikbaar kan wees. Maar meer nog, ons moet vir onsself afvra, is my gees lewend hier binne? Is my gees lewend? Of leef ek hier in die sielsarea? Ek het ook tot bekering gekom, maar nie met die hart nie. Ek het met die mond tot bekering gekom. Dan kan God my nie gebruik nie, want hy soek die hart. Oefen jou in die godsaligheid. Oefen, want dan is jou lewe nuttig. Dan het jou lewe 'n doel. En dan word jy oud. Vriende, ek is al op my 86ste jaar. En ek het nie geweet, ek gaan nou nog preek nie. Maar die Here hou my fiks, en ek kan nie ophou nie. Hou u geestelik fiks. Mag die Here die woord aan u seën, en u versterk u van binne. Kom ons dank hom daarvoor. Here God almagtig, die sê vir ons duidelik, die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Maar die geestelike, die godsaligheid, is nuttig in hierdie lewe en in die lewe wat kom. Wat 'n wonderlike belofte. Sal ons dan nie daarom fiks wees? Ag Here, ons sit so baie rond en doen nuttelose dinge, nuttelose goed wat ons tyd mee verspil, terwyl ons kon oefen in die godsaligheid. Here, asseblief gee vir ons daardie insig, dat ons dit sal sien, en sal aanspoor, om ons te oefen in die godsaligheid. Ons dank U, Here Jesus. Amen.